Goeiemôre broers en susters. Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus, die grootste naam bo alle name. Voordat ek by die boodskapie vanmôre kom, wil ek net hê u moet die oë sluit, dat ons die Here kan loof en prys. Here, ons Here, hoe groot en wonderlik is u naam bo die ganse aarde. Here Jesus, ons kom vanmôre na u toe, en ons bring u al die lof, al die eer, al die aanbidding, Here, want u is waardig om geloof en prys te word. Here, ek wil vanmôre vir u vra, dankie vir die genadekans, dat ons weer eens vanmôre ons oë kan oopgemaak het, Here, en die dag te kan begin met u naam. Here, ek wil vir u vra vanmôre, die wat vanmôre siek is, Here, staan by elkeen van hulle stil, Here. Here, ek wil vir u vra, Here, my ou kleintjie vanmôre spesiaal wat siek is. Here, ek wil vir haar bid, Here, en ek wil vir u vra, want u het gesê in Jesaja 53 vers 5, ons moet u herinner aan u belofte, Here. Want deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, ek bid u genesende krag oor haar liggaampie uit vanmôre, Here. En ek sê vir u dankie vir die genesing, Here. Dan wil ek vir u vra vanmôre die wat verjaar. Here, as ek dink aan pastoor Stefan se vroutjie, Here. Here, dankie dat u vir haar nog 'n jaar gespaar het, Here. Gaan met haar vandag deur hierdie dag, Here. Here, dan wil ek ook vir u vra, die wat in die werk is, Here, en ons wat op pad werk toe is, Here, wees met ons asseblief. Here, in die woord wat u vir my gegee het, Here. Here, laat dit in ons harte sal ingraveer. Is my gebed en ek dank u daarvoor. Amen en amen. Broers en susters, ek wil net hierdie kort boodskapie met u deel vanmôre. Ek wil hê u moet vir my gaan na Spreuke 3, waarvandaan ons net 2 of 3 versies gaan lees. Spreuke 3 vanaf vers 11 en 12. My seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding jou weersins wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy 'n behaag het. Broers en susters, as ons gaan kyk na die gedeeltetjie, die 2 versies, dan is daar vir ons 'n diep leerling in dit. Die Here praat hier so mooi met ons. Maar dan moet ons ook besef dat die Here nie praat van 'n kind nie, maar hy praat individueel met groot en klein in die gedeelte. En wat hy so mooi vir ons uiteensit, is dat die Here tugtig diegene vir wie hy liefhet. Nou as ons gaan kyk wat dit eintlik beteken, dan sal ons sien, baie keer in ons lewe, elke dag, dan is ons so geneig om onder die hand van genade en liefde van Jesus af so 'n bietjie weg uit te beweeg. En sodra dit gebeur het, dan kom allerhande dinge op ons pad langs, wat nie van Jesus af is nie. En baie kere, dan staan Jesus
en hy kyk, want hy wil sien hoe sterk ons geloof in hom is. En hy tugtig ons as dit gebeur met ons, wat sy kinders van hom is. En hy laat toe dat die dinge op ons pad langs kom. Want op die einde van die dag wil hy sien, my seun, my dogter, het die toets geslaag. Hulle het weer terug onder my hand waar ons behoort. Nou jy sien, broers en susters, net soos 'n vader en 'n moeder met hulle kinders. Baie kere doen ons kinders dingetjies wat 'n moeder en vader nie van hou nie. En dan kom die vader of die moeder en hy tugtig die kind, nie omdat hy of sy die kind haat of so nie, maar omdat hulle lief is vir hulle kinders. En dat hulle net die beste vir hulle wil hê. Net soos ons koning Jesus die beste vir sy kinders wil hê. Laat hy toe dat ons getugtig moet word. En wanneer dit gebeur, dan vra ons gewoonlik, maar Here, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Dan sê Jesus so mooi. Openbaring 2 sê so mooi vir ons. As jy vir my gaan na Openbaring 2 toe, dan kan ons lees, wat sê die Here daar vir ons? Openbaring 2 vers 5. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe terug, en sal jou kandelare van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Jy sien, broers en susters, ons laat toe dat dinge met ons gebeur. Maar die vraag is, gaan ons bly in die situasie waarin ons is, of ons weer terug sal keer na Jesus toe? En ek wil vanmôre vir u sê, die beste, dit maak nie saak in watter omstandighede ons is nie, ons altyd moet terugkeer na Jesus toe. Want jy sien, Jesus is die rots, by wie ons elke dag kan gaan skuil. En dan wil ek net vir u weer terugkeer na Spreuke 3 toe, waarvandaan ons net een versie nog gaan lees. Spreuke 3 vers 6. Nou dit is vir my so na my hart om die versie te lees. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Jy sien, broers en susters, as ons by die voete van Jesus bly, dan sal al die dinge gelyk maak. Jesus sal alles van ons af wegvat, en hy sal ons net vul met Jesus liefde, en met sy genade en barmhartigheid. Mag die Here die paar woorde vir u vanmôre seën, en ek wil God se rykste seën
oor elkeen van julle uitbid, en dat die Here julle sal bewaar en beskerm deur die dag wat voorlê, en dat ons bidtend bly, en dat ons aan die voete van Jesus elke dag sal bly. Mag die Here u seën. Vader, ek sê vir u dankie vanmôre, Here, vir die stukkie wat ons met mekaar kan deel uit die woord uit. Here, dra ons deur hierdie dag wat voorlê. Here, seën elke broer en susters, seën elke mens, Here, is my gebed en ek sê dankie daarvoor. Amen en amen.